Ek wil vanoggend begin en ek wil weer, ek sien hier soos 'n paar wakker jong maats by ons in die kerk vandag en ek wil begin en ek wil by julle 'n bietjie hoor, wie van julle het al ooit met iemand gepraat wat baie ver bly? Miskien 'n ouma of 'n oupa wat in 'n ander dorp woon, of 'n maatjie wat verhuis het en in 'n ander dorp of in 'n ander land woon. Kan ek gou sien, by wyse van handopsteek, wie het al met iemand gesels wat baie ver bly? Okay, julle, jy's is 'n klomp van julle. Nou, kom ons kyk nou gou verder, hoe slim is julle? Ek wil nou gou weet, hoe praat 'n mens met iemand as hy baie ver bly en nie by jou is nie? Hoe praat jy met hom of haar? Op 'n foon? Op 'n karosie. Ek neem aan, dis seker 'n horlosie. Is ek reg? Ja, Apple kan jy mos met jou foon praat. Okay. So jy kan met jou horlosie praat, die grandes, en dan kan iemand ver aan die ander kant jou hoor. Wat nog? Wat nog? Sorry man. Jy kan 'n brief stuur. né? Ons doen dit nou baie minder, want dit vat so 'n paar maande voor hy afgelewer word. Maar ons het briewe gestuur, né? Dan die voorbeeld het nog al my liefdesbriewe wat ek vir haar gestuur het toe ek op Stellenbosch was. Maar in elk geval, wat nog? Op wat 'n ander manier? Kyk, WhatsApp, né? Ons WhatsApp, maar wat doen ons ook met WhatsApp? Ons stuur 'n boodskap. Ja, ons stuur 'n boodskap, maar wat doen ek? Eintlik moet ek vir die oumas en die oupas vra. Dit gaan nie net hier oor praat nie. Jesus, wat doen jy nog? 'n boodskap, maar wat kan ek ook doen met WhatsApp? Jy kan bel, maar dan kan jy die ander persoon sien, as ek reg. So julle is 100% reg, moderne tegnologie maak dat ek vir 'n ouma of 'n oupa of 'n maatjie kan bel en ek kan met hulle gesels oor hoe dit met hulle gaan. Maar een van die lekkerste goede deesdae is dat ek met WhatsApp call kan sien ook. Ek kan sien hoe dit met die ander persoon gaan. Ek hoef nie net sy of haar stem te hoor nie. Ek kan sien waarmee hulle besig is. Hulle kan vir my wys. En of soos wat sy gesê het, ons kan 'n brief stuur. As ons met mense praat wat ver van ons is, dan sê ons vir hulle hoe dit met ons gaan. En ons vra van hulle, hoe gaan dit met hulle? Ons wil uitvind van hulle dag en waarmee hulle besig is. Of ons vertel vir hulle wat ons nodig het. Of ons sê sommer maar net vir hulle, ons het gebel om te sê, ons is lief vir julle. Dis lekker om met iemand te gesels wat ver van ons af is, maar wat naby aan ons hart is. En dink gou 'n bietjie daaraan. Ons almal soos wat ons vanoggend hierso sit, het 'n vriend wat baie spesiaal is. Hy is almagtig en hy is alomteenwoordig. Dit beteken hy is oral en hy kan alles doen. Wat dink julle is die naam van daai vriend? Dis God, né? Sy naam is God. En hierdie spesiale vriend wat ek en jy het, wie se naam God is, wil ook hê ons moet met hom praat. En die manier hoe ons met hom praat, noem ons gebed. Ek kan met Jesus, ek kan met God, ek kan met die Heilige Gees deur gebed praat. Ek kan vir God vertel hoe dit met my gaan. Ek kan vir God sê wanneer dit goed gaan en wanneer dit sleg gaan. Hy is my beste maat. Hy wil alles van my weet. En in die Bybel gaan ons nou vanoggend lees uit Lukas 11 uit, maat. En in Lukas 11 kom Jesus se disippels na hom toe
En sê, Jesus, leer ons om te bid. Leer ons om met God te gesels. So as jy jou Bybel vanoggend hier het, kom ons maak dit oop by Lukas 11, en kom ons kyk na die disippels wat vir Jesus sê, kom, leer ons om te bid. Lukas 11, my Bybel bladsy 86 in die Nuwe Testament. Ons begin vers 1. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom. Verder sê hy vir hulle, sê nou een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra, vriend, leen my bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het in my aangekom, en ek het niks vir hom om voor te sit. En die ander antwoord van binne af, moet my nie lastig val nie. Die deur is al gesluit, en ek en my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal kry. Klop, en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra, ontvang. En elkeen wat soek, kry. En vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Net tot sover. Wat 'n spesiale gebed is dit nie wat Jesus hierso vir sy disippels leer nie. Wanneer ons hierdie gebed begin wat ons die Onse Vader noem, kom ons as te ware en ons kom sê, hallo Papa God, ons is hier en ons is lief vir U. Maar dis nie al wat ons kom sê nie, ons sê verder dat ons wil hê dat sy naam geheilig moet word. Dit beteken, ons wil hê dat almal moet weet hoe wonderlik en hoe spesiaal hy is. Ons wil hê almal moet weet, daar is niemand anders soos hy nie. Maar dis nie al nie. Ons vra ook dat sy koninkryk hier op aarde sal kom, net soos in die hemel. Dit beteken dat ons vir God vra, maar Here, al die liefde en al die goeie dinge, gee dit ook hier op aarde. Laat dit ook hier op aarde gebeur. Laat dit ook hier op aarde sigbaar word. En dan kom sê ek vir die Here, maar Here, U kan vir my gebruik, sodat U koninkryk sigbaar word. Maar steeds is dit nie al nie. Ons vra ook ons daaglikse brood, alles wat ons nodig het, kos, klere, 'n dak oor ons kop. Die wonderlike van wanneer ons praat met God, is dat ons selfs hierdie menslike goede, hierdie dinge wat vir ons belangrik is, met hom kan deel. En hy wil ons daarmee help. Maar dit is nog steeds nie al nie. Ons vra verder vir vergifnis. Here, vergewe vir my vir alles wat ek verkeerd gedoen het. En Here, help vir my om ook mense te vergewe wat lelik in my was. En dan leer hy vir hulle ten slotte om te sê, Here, beskerm vir my. Beskerm my van alle slegte dinge. So wat kom ons agter, maat? Ons kom agter dat gebed nie net gaan
oor om 'n klomp goede te vra nie. Alhoewel ons dit mag doen. Gebed is 'n gesprek met ons beste vriend. Net soos wat ons met ouma en oupa praat, of ons vriend of vriendin praat, dan vertel ons vir hulle van ons dag. Ons vertel wat by die skool gebeur het. Ons vertel wat by die huis gebeur het. Ons vertel oor die dinge wat my bly maak. Ek vertel oor die dinge wat my hart seer maak. Net so kom God na ons toe en hy sê, ek is lief vir jou. Kom praat met my. Kom sit op my skoot en kom vertel vir my jou dag. Kom sê dankie vir al die mooi wat jy in die dag beleef het. Ag, kom deel ook jou hartseer. Kom deel ook jou pyn. Kom deel ook al daardie goede wat jy nie verstaan nie. Kom deel dit met my. Selfs wanneer dit vir jou voel, of jou gebed teen die plafon vaslaan. Selfs wanneer dit vir jou voel, maar die Here hoor my nie. Kom sê hy, kom praat met my. Ek is die beste luisteraar wat daar is. Hy is baie lief vir jou en vir my, en hy nooi vir ons uit, om met hom te kom praat. En hy nooi ons uit, in gebed, om ook na hom te luister. So kom ons onthou vandag dat gebed 'n spesiale manier is om met ons beste vriend God te praat. Dat ons alles met hom kan deel. En dat hierdie geskenk van gebed deur Jesus vir ons moontlik gemaak is. En as ons nie lekker weet hoe om te bid, dan kan ons vir Jesus in gebed ook vra, maar leer ons, wys ons om te bid. Wanneer julle nou in die kategese kom, dan gaan julle 'n bietjie verder gesels oor gebed. Dan kom ek gee nou gou eers geleentheid vir die musiekgroep om na vore te kom. Hulle gaan vir ons voort met 'n lied, en as hulle reg opgestel is en begin, nooi ek die Jakens uit. 3, ek is bly ek ken vir Jesus, ek is bly ek is sy kind. Ons gaan dit sittende sing, ons gaan dit een keer sing, en terwyl ons dit sing, gee ons geleentheid vir ons junior kategete en junior katekesante om die kerk te verlaat, dan gaan hulle so 'n bietjie verder gesels oor die Onse Vader. So kom ons gaan kyk ook 'n bietjie dieper na wat in Lukas 11 staan. Hier waar ons iets lees van die Onse Vader, dit wat ons so 'n bietjie oor gesels het ook in die kindergedeelte. En ek wil so begin vanoggend met daardie woorde wat Christo op die skerm gesê het, almal doen dit. Almal doen dit. Of jy klein is en of jy groot is, of jy oud is en of jy jonk is, of jy ryk is en of jy arm is, of jy geleerd is of ongeleerd, of jy diep gelowig is of minder gelowig. Almal doen dit. Een of ander tyd in hulle lewe. En wat is dit? Almal van ons bid een of ander tyd in ons lewe. So hou 'n bietjie vas in daai gedagte. Almal
doen dit. Wat meer is, as ons gaan kyk na gebed, dan moet ons vir mekaar sê, gebed vind plaas op verskillende plekke en op verskillende wyses. Daar word tydens 'n skoolopening gebid, voor 'n vergadering, voor 'n ete, in 'n kerkdiens, tydens stilte tyd. Ja, daar word gebid langs 'n siekbed, voor slapenstyd. Dis baie dikwels die eerste ding wat jy doen na jy die oggend jou oë oopmaak vir die eerste keer. Jy bid voor 'n eksamen. Jy bid wanneer jy nood en ongemak beleef. Jy bid in tye van vreugde en in tye van dankbaarheid. Ja, dikwels sien 'n mens hoe sportspanne ook erkenning gee, hemelwaarts kyk en dankie sê vir 'n punt of 2 wat ook aangeteken is. So wanneer ons oor gebed praat vanoggend, dan moet ons vir mekaar sê, ons kan nie gebed mooi netjies verpak en in 'n boksie sit nie. Ons kan nie hierdie boksie oopmaak en sê, okay, is dit nou wat gebed is? Is dit hoe gebed lyk nie? Gebed is niks anderster as 'n diamant nie. Dit skitter op elke hoek. Gebed is voorwaar iets asemrowend. Dit slaan jou asem weg. Terwyl gebed dan nou so deel is van baie van ons lewe, deel is van ons DNA, deel is van ons menswees, deel is van ons daaglikse handel en wandel. Is dit nogal ironies dat mense kom en sê, selfs gereelde bidders, ek sukkel. Ek sukkel om soms te bid. Ek sukkel om met die Here te praat. Nou Stefan Joubert vir Nadia gesê ek sal vir kans gee om te speel. Verwys na 'n artikel wat hy in die Lig geskryf het. En wat handel oor 'n gebed. Daar skryf hy van een van sy goeie vriende wat die voorreg gehad het om daar by die klaagmuur in Jerusalem te gaan bid. En na die besondere voorreg om in Jerusalem te wees en daar by die klaagmuur te kan staan, saam met duisende ander mense, juist die voorreg om daar te kan gaan bid, toe vra hy vir hom, maar hoe het jy jou gebedstyd daar beleef? En toe kom die skokkende antwoord. Dit was niks anders as om teen 'n muur te praat. Nou ek wonder, is dit nie juis die belewenis wat baie gelowiges ook het vandag nie? Dikwels voel dit vir ons asof ons in die plafon vasbid. Dikwels voel ons soos hierdie bekende persoon wat sê, ek bid teen 'n muur vas. Daai gevoel van my gebed kom nêrens nie. My gebed hak iewers vas. My gebed gaan nie deur nie. Amper soos 'n besettoon wat ek hoor as ek iemand op die telefoon probeer skakel. En daarom moet ons miskien vanoggend vra, hoe kry ek dit reg? Hoe kry ek dit reg om te bid en te weet my gebed word gehoor? Nou as ek Lukas 11 reg lees, dan verstaan ek iets dat Jesus hier in Lukas 11 vir jou en vir my wil kom sê, is dat gebed alles anders maak. Wat daar gebid word, kan dinge nie dieselfde wees nie. Wat daar gebid word, kan dinge nie maar net dieselfde bly nie. Is dit nie juis wat Jesus vir ons leer in Lukas 11 nie? Om te vra, dan sal ons ontvang. Om te soek, dan sal ons vind. Om te klop, en dan sal die hemelse deure oopgemaak word. Gebed maak alles anders. En juist daarom is dit nodig dat ek en jy as kinders van die Here, wat soms sukkel om te bid, wie se woorde nie altyd so maklik en eenvoudig kom nie,
Dat ons soos die disippels na Jesus toe kom vanoggend en vir hom vra, Here, leer ons bid. Iewers het die disippels ontdek dat waar daar gebid word, kan dinge nie dieselfde bly nie. En daarom kom hulle en hulle kom met hierdie behoefte na Jesus toe. Jesus, Here, leer ons bid. En dis die voorreg wat ek en jy ook as kinders van die Here het. Dat wanneer ons sukkel, dat wanneer die woorde opraak, dat ons nie meer weet wat om te bid nie, dat ons kan vra, Here, leer my bid. Hoor gou wat gebeur in Romeine 8:26. Paulus is aan die woord en hy sê, die Heilige Gees staan ons in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Heilige Gees self pleit vir ons, wat nie met woorde gesê word nie. Hierdie ding dat ons sukkel om te bid, hierdie ding dat ons woorde opraak, hierdie ding dat ons nie altyd lekker weet waarvoor ons moet bid en wat ons moet sê nie, is so oud soos die Bybel self, so oud dat Paulus dit juis in Romeine kom aanspreek. Paulus kom erken hier dat dit een van die moeilikhede is waarmee gelowiges gesukkel het. Dat dit een van die mense grootste swakhede is. En dat mense dit nie elke keer regkry nie. Maar Paulus kom herinner vir ons God aan dat die Heilige Gees intree. Dat daar waar ek nie meer verder weet nie, daar waar ek nie meer verder weet hoe nie, daar waar ek as te ware in sak en as sit en waar my woorde op is, daar waar ek niks meer het om vir God te sê nie, daar tree die Heilige Gees ook in. Daar help hy. Miskien is die volgende vraag 'n moetswillige vraag. Maar ek dink baie mense wonder daaroor. Hoe belangrik is gebed nou eintlik? As ons dan nou aan die begin vir mekaar sê, ons sukkel. As ons vir mekaar sê, ons hoef nie sleg te voel omdat ons soms sukkel nie. Is dit dan nou regtig nodig om te bid? Is dit regtig nodig dat ek my kop daaroor moet breek? Is dit regtig nodig dat ek diep daaroor moet nadink? Kan ek dit nie maar net los nie? Jesus leer vir ons in Lukas 11 en in 'n klomp ander hoofstukke van die Bybel dat gebed lewensveranderend is. Wanneer jy bid, bly jy nie dieselfde nie. Gebed verander jou stukkie vir stukkie, of jy dit nou wil weet of nie. Ek verwys weer na Stefan Joubert en ek het nogal die storie vertel by 'n vorige geleentheid waar ons ook gesels het oor gebed. Hy het na 2 bekende liedjies verwys wanneer hy oor gebed praat. Hy sê te veel mense se gebede klink soos die ou ABBA liedjie. Hy sê dit klink soos gimme, gimme, gimme. Gee, gee, gee. Sulke mense bid net wanneer hulle iets van God nodig het, of wanneer hy vir hulle moet uithelp uit die moeilikheid uit. Hy sê ander dink weer dat gebed 'n towerstaffie is, wat alles nou moet regmaak, wat alles nou moet uitsorteer, sodat die lewe net gemaklik kan wees, sodat die lewe net plesierig en lekker kan wees. Half 'n selfsugtige gebed. Juist iets soos wat die liedjie Queen sê, I want it all, and I want it now. Om reg te bid, beteken dat ek en jy tot daardie besef kom, dat God nie soos 'n supermark is nie. Hoe maak ons as ons in 'n supermark instap? Ons stap in, ons gaan haal vir ons 'n trolly en ons stap tussen die rakke deur. En ons haal af wat ons nodig het. Of ons vat ons lysie en ons
ons haal af van die rakke wat ons wil hê, wat ons moet koop. Gebed is nie so nie. Gebed gaan nie net oor wat ons wil hê nie. Hy is nie net daar om vir ons te gee wat ons dink ons nodig het nie. Gebed is ook nie die manier om vir God voor te sê wat hy moet doen nie. Gebed is ook nie 'n vervelige rympie wat ons oor en oor opsê nie. Dit gaan nie oor mooi geformuleerde woorde of lang gebede wat iets meer as korter is beteken nie. Dit gaan oor eerlike. Dit gaan oor openlike gesprek met my beste vriend, Jesus Christus. Wanneer ons bid, praat ons met die lewende God. Ons praat met die skepper van hemel en aarde. Ons praat met hom wat die ganse kosmos, elke liewe skepsel, ganse aarde, met sy hande gevorm het. Wat elke ster op die regte plek gesit het. En wat op die ou einde van die dag vir jou en my spesiaal gemaak het met 'n spesifieke doel. Hy het sy naam oor ons uitgeroep. En gesê, ek en jy behoort aan hom. Ons bid tot die God wat luister. Selfs al voel dit nie vir my so nie. Ons bid tot die God wat antwoord. Al dink ek nie dis die regte antwoord nie. Gebed begin dus nie by jou en by my nie. Dit begin by God. Soos wat hierdie lied gesing is, daar is niemand soos U nie. Dit begin by God. Hy is die middelpunt van elke gebed. Hy is die enigste waardige ontvanger van ons lof en ons vertroue. Natuurlik mag ons in ons gebede dinge van die Here vra. Natuurlik kan ons behoeftes voor hom lê en die probleme wat ons ervaar en die probleme verander met hom deel. Ja, ons moet vir ons daaglikse brood bid. Maar dit gaan nie oor selfsugtige behoeftes nie. Dan bid ek in ooreenstemming met God se woord en binne sy wil. Gebed is om respek en eerbied te hê vir sy heilige teenwoordigheid. Ek roep sy naam en ek is in sy teenwoordigheid. Sy heilige groot teenwoordigheid. Ek word kleiner en ek staan voor hom in verwondering oor wie hy is. Ek staan in verwondering oor sy grootheid, oor sy almag. Want dit gaan om te bid dat sy naam geheilig word. Dat sy koninkryk sal kom, dat sy wil geskied. Ja, gebed is om meer van God te wil hê in my lewe, om meer van God te wil hê in hierdie wêreld, en minder van myself te sien en te wees. Miskien moet ons vanoggend nie vir mekaar vra, is gebed regtig belangrik nie? Ons moet miskien 'n bietjie anders daarna kyk en vir mekaar vra, maar waarom? Waarom het die disippels vir Jesus gevra, Here, leer ons bid? Waarom het hierdie versoek na Jesus gekom? Is dit nie dalk die beter vraag nie? Ek dink dat hulle in Jesus se lewe 'n verandering gesien het. En dat die verandering wat in Jesus se lewe sigbaar geword het, juis gebeur het omdat Jesus gebid het. As ons die beginverse van hoofstuk 11 van Lukas 11 gaan lees, as ons net 'n bietjie voor dit ook gaan lees. So kan klein aantekening. Ons moet nooit vergeet dat al lees ons 'n spesifieke gedeelte, moet ons die konteks waarin dit geskryf is. Ons moet dit nie vergeet nie.
So as ons 'n bietjie voor hoofstuk 11 gaan lees, dan kom ons agter dat Jesus uitgeput was, dat Jesus moeg was, dat sy batterye as te ware 'n bietjie pap was, soos myne en joune ook, maar dit was raak. En dan lees ons voor hoofstuk 11 dat Jesus stilletjies verdwyn het. En in die verdwyn van Jesus het hy sy hemelse Vader gaan opsoek. Hy het tot sy hemelse Vader gebid. Want Jesus het 'n lewende verhouding en 'n lewende gebedslewe gehad met sy hemelse Vader. En toe Jesus terugkom, toe lyk hy anders. Hy kom anders terug as toe hy gegaan het. En ek wonder of Jesus se disippels nie miskien 'n bietjie jaloers was nie. Hulle het agtergekom, hulle mis iets. Hulle het agtergekom, hulle kort dalk iets in hulle lewe. En hulle het gesien dat nadat Jesus gebid het, dat hy anders teruggekom het en dat gebed die geheim is. Dat gebed die ding was wat sy lewe verander het. Dat gebed die ding was wat sy lewe vernuwe het. Dat gebed die ding was wat sy lewe weer nuwe krag gegee het. En juist daarom vra hulle miskien dan vir Jesus: Here, leer ons bid. Here, ons sien dat gebed lewensveranderend is. Ons sien hoe U anders teruggekom het. Ons wil dit ook beleef. Ons wil dit ook ervaar. Ek sluit af. Gebed, weet ons, in die hele Nuwe Testament, dat dit vir Jesus baie belangrik was. So belangrik, dat hy nie geskroom het om sy disippels te leer om te bid. Die oproep vanoggend aan jou en my is dat ek en jy ook weer opnuut sal besef die belangrikheid van gebed en die wonder van gebed. En dit kan wees as ons met ons hemelse Vader praat. Kom ons doen moeite met ons gebedslewe, kom ons stof ons gebedslewe af en kom ons bring weer die wonder daarvan in ons huise terug. Kom ons begin sommer met die Onse Vader wat Jesus vir sy disippels geleer het. Kom ons maak dit 'n gewoonte, 'n goeie gewoonte om elke dag deur die Onse Vader te bid. Nie as 'n leerresitasie nie net as iets wat ek elke keer opsê uit gewoonte uit nie, maar as 'n gids, as 'n hulpmiddel, as 'n kruk tot 'n dieper gesprek met ons hemelse Vader. Moeder Teresa sê so mooi: gebed is om met God te praat. Hy praat en ons luister. En dan praat ons en hy luister. Dis 'n twee-rigting proses van praat en luister. Mag ons nooit daarmee ophou nie. En mag ons ook ontdek dat gebed ons lewens verander. Amen. Ek gaan 'n paar oomblikke van stil wees gee vir die grootheid